Goeienaand en welkom by Baardberaad. Ons kuier vanaand weer lekker saam en ons gesels weer lekker met Johan daar in die Vrystaat en ons hoor of die Vrystaat al somer het. Kuier gerus saam, dis julle wat die program lekker maak. Goeienaand Johan, hoe gaan dinge daar aan daai kant van die Veilrivier? Dankie Alwyn, lekker om terug te wees. Nee, die bome bot en ons het so van son op tot son onder tot somer en die ander raak nog koeler dag, maar ja, die somertjie is op pad. Ja, ek moet sê toe ek nou hier kantoor toe gewaggel het, voor ons begin opneem het ek ook eers gekyk waar is my baadjie, dat hy nie te ver is nie, want soos jy sê, as die son sy kop wegsteek, dan voel mens, daar's iets in die lug, maar ek sien nie by my begin die suurlemoenboom bot en die appelkoesboom en die perskeboom, so alles lyk vir my of dit mooi werk. Ja, ek is versigtig vir 'n laat ry. So maar sien hoe loop hy. Want dan is daai botseltjies maar almal tot niet. Maar ja, nee, ek sien jy het nie 'n baadjie aan nie, so ek sê maar nie kwaad maak vanaand dat jy weer die baadjie hoef uit te trek. Ek sê net bang jy trek die hemp uit. Dan weet ek nie. Ja, Johan, gaan die getalle dan gou daal nie. Ek het nou maar besluit met die gespotry oor die baadjie uittrek, gaan ek nou julle nou nie meer vermaak verskaf nie, dan trek ek nou net nie glad die baadjie aan nie, jy weet, dan is die probleem opgelos. Sy boer maak 'n plan, hè. Ek moet net sê Johan, ek wil vir die kykers sê ons saai nou net vanaand op YouTube uit, ons kyk of dit die probleem oplos. Ek sien hier die stroom van ons se goede gaan partykeer nog baie video en dan min video en ek weet nie wat gaan aan nie, die goede het mooi geloop, maar ons het van die ander sagte waar daar weg en hy het nou die laaste paar kere wat hy so geloop het hy mooi geloop, so ons hoop nie hy gaan sterings veroorsaak nie. Nou kan die mense hier daarom nou sien, is hulle op die lyn. Ek sien hier's 'n paar mense, hulle het nog nie saam gesels nie. Hulle kan gerus naand sê die wat saam kyk. Ek hou die kommentare hier dop met 'n valkoog, so hulle kan laat weet die mense wat saam gesels. Ek sien daar is daarom mense, hulle gesels nog net nie. Ja, jy weet natuurlik hierdie program van jou, as daar nou 'n volksraad was, so ek en jou heel moontlik nou daar vir die volksraad moes gaan verskyn dat ons die geheime hier verklap, nee, jy weet dit. Ek wonder of ons nie eerder voor die Volksraad se sensuurraad sou beland lank terug al nie. As wat hulle bang gaan wees dat ons geheime gaan uitklap. Ek dink dit is eerder waar ons storie sou staan. Albei maar gelukkig, ek ken so twee ouens op die Volksraad redelik goed. Ek is seker ons kan baardberaad met permissie reël. Jy weet, na 9 in die aande uitsaai. Dit is nog bietjie vroeg, die kinders is nog wakker. Ja, nee, ek dink ons sal 'n geskikte tyd geleef moet kry, anders gaan hulle ons nie op die lig wil toelaat nie. Maar lyk my daar loop die ding nou mooi, hy loop so stroop. So die mense kan gerus saam gesels, kom ons tik net hier vir hulle en dan miskien spoor ons vir hulle aan om saam te gesels. Johan, maar ons het nou 'n interessante gesprek vanaand, en jong, dit is nou moeilik met tussen my en jou kan ons nie onthou oor wat het ons al gesels en wat het ons nog nie al gesels nie, want ons is nou al so 141 diep, so ek weet nou nie die ouens wat so baie gesels, weet as jy nou oor aktuele sake en net oor die nuus gesels, maar Suid-Afrika se nuus gaan vir jou so te depressief maak, so ons kan nie net oor die nuus gesels nie, so ons moet 'n bietjie weier gesels. Maar toe kom jy daar met 'n interessante konsep nou hier op nommer 99. Jy weet so oorstoot 3 en beseringstyd toe dink ons daarom aan 'n onderwerp. Ja, Alwyn, ek daai net wat ons nou so weierspan word ook nou beperk deur die feit dat ons van sekere goed af niks weet nie en nie daaroor gesels nie. Ek kyk altyd na Joe Rogan. Hy kry dan interessante gaste op en jy weet, dit is daarom inligting wat hy van buite af bring, so miskien moet ons 'n paar, jy weet, ander gaste opbring en dan kan ons vir hulle 'n paar vrae vra van die goed wat ons nie weet nie. Johan, maar dit is waar ons nou van liewe Johan Rogan daar verskil, jy weet, hy sou Johan gewees het as hy in Suid-Afrika gebly het en nie Joe nie. Maar dis nou waar ons nou met Johan verskil daar so van oor die water.
jy weet hier by ons het ons ingeligte kykers. Die kykers gesels saam en die kykers is slim. So ons deel die kykers se vrae. Dis hoekom jy weet, dis wat hy nie lekker doen nie. Hy gesels net met die persoon waarmee hy gesels. Maar hy steur hom nou nie aan die kommentare en die goeie nie, want hulle goed word nou mooi jy weet make-up aangesit en dan word die ding nou eers op die kanale gesit. Ons gooi hom in die ouens moet ons maar vat soos ons is. Wat baie keer maar moeilik is. Jy weet maar hulle kry behalwe vir dit of as voordeel omdat hulle ons so moet vat, het hulle ook daarom inset, jy weet, hulle kan saamgesels hier met 'n lewendige program. Het daar net weerlig by jou gestaan want jou gesig het ewe skielik baie wit geword. Ek het eintlik nou lyk ek soos rooi van die son. Nee, ek stel net my beligting nie. Ek sien hy was 'n bietjie donker geweest, maar nou voel ek soos 'n haas in wat gejag word, so ek hy is iewers tussenin. Sy. Maar Johan, ja, waar ons nou oor gesels is nou, kom ons noem dit nou maar boeregeheime. Ek weet nie of dit nog regtig hierdie lig kry ek vanaand, dit nie na my sin reg nie. As ons nou gesels oor boeregeheime, ek weet nie, die wat nou dink ons gaan nou verklap waar die kreerponde weggesteek, dan gaan ons nou vir hulle moet sê, jammer manne, dit is nou nie waaroor ons vanaand gaan gesels nie. Maar jy weet, my een swaar sê altyd, hy sê dit wat vir jou 'n kampioen maak is ook dit wat vir jou 'n poepel maak, verskoon nou maar piep piep, daar maar, ons kan hom nie lewendig piep piep nie, so piep piep om nou by jou. Maar dit is omtrent, jy weet, karaktereienskappe van die boervolk, dink ek sal 'n beter inslag wees, maar jy weet, ons weet ook daarom hoe hierdie goed wys, anders as dit gaan sê, gaan die manne nie wil saam kykie, so ons moet hulle so 'n bietjie, wat sê hulle, lokaas gee. Ja, nee, dit is die goed waaroor hou nie altyd so trots is nie, maar is deel van ons volk en is deel van wie ons is, en ek dink party van die goed, daar's 'n sekere gemak wat ons deel met dit, want ons weet almal het dit eintlik, en ons verstaan mekaar so stil, maar ek kan sien hoe ander volke ons nie verstaan nie, ek kan sien dat hulle nie lekker hierdie manier van dink verstaan nie, en dan, ek dink wat daarmee gepaard gaan is, en dit is ook deel van ons eienskap, en dit is ook sommer 'n goeie wegtrek, is om te sê ons sin vir humor. Ons moet bereid wees om te kan lag daarvoor. Ek dink, jy weet, dis is soos jy sê, dit is dalk 'n swakheid of 'n ding waarna ou kan werk, seker, ek weet nie. Maar daar's baie humor betrokke by dit, en ons hou van lekker lag, maar ons moet ook die vermoë hê om oor ons eie, ek wil nie sê skandes nie, maar oor ons eie tekortkominge te kan lag, en te kan erken dit is daar. Ek dink dit is waar die pret in is. Ja, ek wil net gou hierso, ek sien Bekker Bosbeer gesels daarvan uit die diep kolonie uit, daar uit Kaapstad uit. Welkom Bekker, ek dink is die eerste keer wat jou naam so in die kommentaar sien, ons is bly jy kyk saam. En Kobus van die kerk vra, voor ons nou verder gesels, hy vra, watter bome het jy wat nou begin bot? Kobus, ek gaan sommer verander, of self die eerste gedeelte van die vraag antwoord, Johannes daar in die hoofstad van die Boererepubliek daar in Bloemfontein. Ja, ek het is 'n pruimboom. Dis die enetjie wat nou eerste gebot het. Hy maak hierdie lieflike groot pruime. Soet, stroopsoet. Jy kan nie glo. Dis glad nie, jy sal nie so iets in 'n winkel kan koop nie. Klein boompie, maar party jare dan dra hy bring sy kant. En dan ander jare, soos ek sê, as die laat ryp omvang, dan is daar net niks nie. Maar die ou het sulke pragtige wit bloeiseltjies, en gisteraand ook by die huis kom te sien ek, nee, hy's aan die gang. Ja, ek moet nou sê, ek is verskriklik lief vir suurlemoene hier by my, om nou bietjie weer van die punt af, en so einde van laas seisoen toe koop ek nou 3 suurlemoenbome, van verskillende variëteite, laat daar kan heeltyd suurlemoene wees, en ek sukkel met 2 ander wat nou al hoe oud is, wat nie
groot gekry word of geblom kry nie. En my vrou vat toe nou 'n wetenskap en sy sê ons gaan kyk wie se boombot eerste en sy plant haar boom waar sy wil en ek plant my 2 op 'n ander plek en ek moet sê ek gaan dit nou vir die volk herken, maar nie vir my vrou nie. Hare het so 4 dae voor myne begin bot, maar gelukkig het my nog begin bot, so ek is daarom nie te hartseer nie. Ja, maar hulle sê mos jy moet met die plante praat. Nou sy praat seker net mooier as jy. Johan, jy weet mos my takt is min, maar so gepraat van, is dit nie ook maar 'n karaktereienskap van ons volk nie? Die ding wat, ons sukkel met die takt gedeelte, man. Ons sukkel om 'n ding nou mooi te probeer, suiker omsmeer en goed. Ons praat mos nou pad langs. Ons sê mos nou maar 'n ding soos wat hy is en partykeer tot ons eie verleentheid. Maar jy weet, gewoonlik wonder mense nie erg waar hulle met ons staan nie. Definitief. En ek het al baie gewonder waar kom dit vandaan. En een van die teorieë wat ek het is, ons word van kleins af geleer om redelik eerlik te wees. Daar's 'n groot klem op eerlikheid. En diplomatie is 'n baie sagte weergawe van 'n waarheid. So nou die vraag is, as jy nou diplomaties is oor iets, is dit dan die volle waarheid of is jy besig om die waarheid anderster te verpak? En ek dink ons sukkel bietjie met daai filter. En ek dink dit gaan gepaard met nog iets wat kenmerkend is aan ons. Ek sal nie sê dis net aan ons nie, maar dit is een van die kenmerke. Ons is redelik haastig. Kyk, daar's niks wat my irriteer soos 'n ou wat 5 minute gebruik om iets te vertel wat hy in 30 sekondes kon doen. Kom by die punt. En ek dink met die waarheid is dit ook half, kom by die punt. En as jy nou daai tipe van denkwyse het om uit te kom by die punt, dan sukkel jy om tyd te mors om die ding nou mooi te verpak. Jy gee hom maar net aan soos wat hy is. En ek dink die kombinasie van daai twee is redelik wat ouens soos ek en jy gewoonlik in die moeilikheid kry. Ons spandeer nie genoeg tyd, ons is nie geduldig genoeg om die waarheid mooi te verpak en vir iemand te gee. Ons is te haastig en dan gee jy vir hom sommer die ding op sy regte naam. Johan, maar nou het ek 'n vraag vir jou, is dit ook hoekom ons dan so van stories hou? Omdat ons gewoonlik 'n ding so gou as moontlik wil sê en wil oor en verby kry en by die punt uitkom, maar as ons nou die dag ontspan, as ons nou agteroor sit en ons kuier, dan kan die ou maar draaie vat soos wat hy wil en dan het ons weer 'n waardering daarvoor. Maar jy weet, as daar, hoe sê ons altyd, as daar gewerk word daar gewerk. Ons kan na die tyd speel, maar as daar gewerk word daar gewerk, is dit hoekom ons volk ook dan so waardering het vir 'n goeie storie. Ek weet nie. Ek weet nie of die twee met mekaar iets uit te waai het nie. Die storie vertel ding, dink ek, en dit sal interessant wees om te weet wat se rol die voortrekkers gespeel het in dit. Onthou, in 'n tyd waar hulle hier in die wilde Afrika intrek, sonder internetverbindings en sonder skermpies en draadlose, het hulle net mekaar gehad. En nou sit jy om die kampvuur en nou moet jy, in die eerste plek moet jy, kom ons praat in terme van geloof, jy moet dit oorvertel, en die maklikste manier vir 'n kind om iets te onthou is 'n storie. So daar was stories gebruik. Ek meen, die Nuwe Testament is vol stories om vir ons iets te verduidelik. So daar's 'n sterk ek wil amper sê teenwoordigheid van stories. Dan, jy weet, daar's baie tyd gewees om die kampvuur en mense het mekaar vermaak met stories. So die manier hoe jy 'n ding vertel het 'n impak gehad, want as jy op een manier vertel, lag mense nie, as jy op 'n ander manier vertel, dan lag hulle en so, ek wil amper sê, word 'n storie groter en beter en hy word elke keer beter oorvertel met meer smaak. So ek dink die storie ding, jy weet, kom bietjie langer terug en verder van ons af. Ek dink die haastige ding is meer wanneer jy in die moeilikheid is en jy moet oppak want die leeu's is nou bietjie naby vanaand. Dat jy bietjie haastiger moet wees, dat jy bietjie jou voete moet optel. Ek weet nie. Daar's definitief, albei is deel van ons kultuur, maar jy is heeltemal reg, die twee voel eintlik teenstrydig, want as ons werk, dan moet dit net
so wees en as 'n storie vertel, dan kan jy maar praat, dan luister ons, dan het ons nie, dan is daar nie haas nie. Johan, nou dat jy so praat oor die werk, ek sien so prentjie grappie wat ek nogal gewaardeer het, want toe sien ek myself, ja, seker ook aan die aanvangkant, maar ek het seker meer met my broers gewerk. My broers was nou ouer as met my pa byvoorbeeld saam, want as pa gewerk het, dan, jy weet, ons is mamma plotters, dan was die seuns mos nou altyd gewerskaf, so jy het meer tyd saam met jou broers gespandeer, as wat jy saam met jou pa noodwendig gespandeer het. Maar toe sê die prentjie grappie, jy kan nie my gevoelens seermaak nie, ek moes vir my pa gereedskap aangee, en toe sien ek nou die dag, toe ek met my seun saamwerk, en hy gee die verkeerde ding, en sonder om 'n woord te sê, kom ons sê maar, toe gee ek die ding terug, en sonder om 'n woord te sê, want hy kan mos sien dis wat ek nie nodig het nie. Jy weet so, Johan, ek weet nie of dit net vir my is nou so by die gereedskap en die goede te saam, dat ek verwag dat as ek werk aan 'n ding, moet die ou kan kyk wat ek doen, en hy moet kan sien wat ek volgende gaan nodig hê, en hy moet die ding in my hand gee as ek my hand uitsteek, sonder dat ek hoef te vra, ek het nou die nodig, hy moet mos kan sien, hy moet mos oplet waar ons besig is om te werk, of is ek nou heeltemal onredelik? Alwyn, in die boervolk is daar net twee goedjies wat so kort is, of so klein is. Die eerste een is ons geduld, en die tweede een is ons hartjies. Maar ons geduld is baie kort. As jy jou verwagtinge van iemand anderster, en ek dink, dalk het die standaarde bietjie verlaag oor tyd. Ek dink daar moet ons ook eerlik wees. Dit voel vir my deesdae die mense se standaarde is baie laag. Maar ons meet onsself gewoonlik aan 'n hoër standaard. En jy verwag dit van ander. En as jy dit nie kry nie, dan is jou geduld min. Dan is jy meer baie vinnig, en ek meen, dit kan ons nou ook oor gesels oor ons humeurtjies. Maar die punt van die saak is, as ek jou ding gevra het, verwag ek nie dat jy nou draaie loop nie, ek verwag dat jy daai ding nou doen. Want my geduld laat net soveel toe. So dis definitief een van die goed wat mense vir my ook al gesê het, is raak net bietjie rustig vir ons, raak net geduldig, en dan voel ek regtig nie ek was onredelik. Ek voel daar was genoeg tyd gegee om hierdie ding te doen op die regte manier. Dit is nie so moeilik nie. Maar 'n ou se geduld is definitief bietjie min en dun. Maar Johan, so gepraat van nie tyd mors nie, geduld is mos maar net 'n stadige manier om jou moer te strip. Ja, nee, ons doen dit sommer vinnig. Ek sien Bosbeer sê hy doen al 'n paar jaar genealogiese studies. Hy sê dit raak vreeslik interessant hoe meer oor ons volk se DNA samestelling leer. Ja, Becker, ek dink daar's 'n paar goed wat jy nie hard in geselskap wil noodwendig sê nie. 'n Paar ouens, ons het nou gepraat oor daai kort geduld. Ek dink 'n paar ouens gaan dit nie waardeer nie, maar dit sal nogal interessant wees. En Friktieter sê, jy weet, hy stem saam met ons dat die regheid praat, een van ons volk se eienskappe is, hy sê maar, hy dink dit is aan die uitsterf. Hy voel nie dit is meer so algemeen nie. Alwyn, net op die eerste punt, ek dink jy gesê is Bosbeer of iemand wat gesê het van die studies, maar ek moet 'n paar van daai goed opsit, dat ons bietjie hoor wat sê hy. Ek is baie nuuskierig oor. Oor die regheid praat storie, ek dink ons lewe in 'n omgewing wat ons regtig nie waardeer nie. Dis die wêreld het bietjie smaakloos geword vir ons manier van dinge doen. En vir al die kinders, hulle moet so versigtig wees wat hulle sê en vir wie hulle sê en hoe hulle dit sê. Maar waar jy dit agterkom is wanneer jy tussen jou eie mense is. En ek dink daarvan kan jy ook getuig. Wanneer ons in 'n omgewing is en ons is gemaklik met die mense en ons vertrou die mense om ons, dan sê die ouens, dan maak hulle hartjies oop en hulle sê 'n ding op sy naam. Dan is ons redelik wie ons is, maar vandag se tyd is dit, jy weet, goed word so vinnig buite konteks en uit proporsie uitgeruk en so ons is ook nie dom nie. Dis 'n ander ding van ons boere, ons is nie dom nie. Ek gaan my vingers net een keer brand en dan die tweede keer gaan ek vir jou staan en kyk.
dit gaan nie weer gebeur nie. En ek dink ons het vinnig aangepas by wat die wêreld, ek wil amper sê deesdae waaroor dit gaan met sosiale media en jy weet, ou moet versigtig wees vir sekere gesprekke en sekere goed onder sekere mense, want daar's altyd, ons trap op tone, so ons doen dit nie in die publiek nie, want mense verstaan nie hoe ons is. En die oomblik as ons dan nou 'n bietjie vryheid het, dan jy weet dan praat ons meer reguit. Ek dink so. Ek dink nie dis weg nie. Ek dink net ons het geleer dat dit pas nie meer in by die wêreld van vandag nie. Ek moet nou sê Sondag gesels ek met 'n oom daar van die Vrystaat af, maar hy's daarom nou net so kort diskant Transvaal, so hy's daarom nie diep Vrystaat nie. Maar hy's daar van Koppie se wêreld af. Maar ek en die oom het nie 5 minute gesels nie. Toe kom hy ook sommer agter. Daar gaan 'n man lekker kuier. Jy weet dit is nogal gou hoe ons agterkom wie's jou mense en waar jy inpas en jy weet sonder sommer net die manier, jy weet jy kom aan die ou se manier agter binne 'n paar minute. Dit vat jou nie ure om te weet jy's wat se geselskap is jy nie. En dan soos jy sê, dan weet jy kan nou jou hare laat loshang. Nou nie juist asof ons noodwendig lange hare het. Nou, ons kan ons baarde laat loshang. Ons moet daai ding sny, Johan, dit sal 'n mooi shampoo advertensie maak. Waar sou Meyer met sy baardolies? Maar dit is alweer maar 'n deel van dit wat ek vermoed wat 'n rol speel daarin is jy sê wanneer jy dis jou eie mense is gesels jy makliker. Is ons is redelik dikvellig. En jy moet redelik as jy vir 'n boer kom, en ek praat nou nie van hierdie mense met die fyn gevoelentjies, weet wat fyn gevoelig is oor goed nie. Die res van ons is redelik dikvellig. Jy kan kom met jou beledigings of wat ook al en jy weet ons gaan dit vat. Dis nie weet ek gaan nie met weghardloop en in trane uitbars as jy my beledig of as jy my ek dink daar's iets rondom konfrontasie en konflik wat ons redelik wat deel is van ons karakter wat ons nie regtig terugduins vir dit nie. Ons is nie iemand wat inherent terugstaan nie. Inteendeel, jy weet as jy geknyp word dan staan jy eintlik bietjie nader. Ek het destyds gesien toe ons ek dink dit was wat Senekal 1 toe hulle daai wat is daai groot klappers van hulle donderbuise. Ek weet hulle nou ander woorde daarvoor, ons het nie weer mag 'n donderbuise genoem. Maar in elk geval, jy weet dis nie 'n kwessie van die ouens hardloop weg nie. Daar waar daai ding klap, draai die ouens hulle skouers 'n bietjie en dan sê hulle, "Hey," en dan staan hulle eintlik half nader om te kyk wat het nou gebeur en die ander ouens kom ook, hulle wil ook nou sien wat het so geklap. Jy weet ek sê nie is die slimste ding. Ek sê nie is altyd die beste ding dat ons so dikvellig is nie, maar dit is maar deel van wie ons is. Johan, maar hierdie fyngevoeligheid en hierdie reguit praat en is dit nie 'n ding wat ek wil nou nie woes veralgemeen nie, maar dit voel vir my asof dit meer 'n ding is wat aard by die platteland of semi-platteland. Hoe meer stad toe jy gaan, hoe meer is hierdie goed uitgesterf. Jy weet ou het nou daai goede gesien met die geelgriep. Dit is asof ons twee verskillende volke is. As jy met iemand daar in die stad teëgekom het en iemand hierdie kant, jy weet daai ouens het gelyk soos marsmannetjies, so was hulle aangetrek. Teenoor die ouens wat op die platteland maar basies net voortgaan het met sy lewens wat hy aangegaan het. Dink jy daai skeidslyn is ook maar te trek nog? Alhoewel ek vermoed as ou mooi gaan kyk, een van die teorieë kan dalk wees, want dan nou, ons is letterlik genoem die boervolk, want ons, meeste van ons het maar op 'n plot of 'n plaas half groot geword, of ten minste familie daar gehad, ons het baie, ons kultuur is gevorm en ontwikkel en het eintlik sy krag in die platteland gehad. Dit was waar die boere was. En baie van jou, ek wil amper sê meer Engelse mense en jou meer geleerdes het dan in die dorpe en in die stede gebly. En ek vermoed daai twee kulture het in 'n sekere sin half apart bietjie ontwikkel.
soos wat mense van die platteland af ingaan stad toe, neem hy ook nou maar daai kultuur aan, hy sien ook nou maar wat om hom aangaan. So ek vermoed jy het iets daar weet dat ek wil amper sê die ou boerekultuur baie meer te vind is in die platteland, terwyl die stede baie meer blootstelling het aan 'n reeks ander kulture en binne in dit nie of meer sensitief is om ander kulture te akkommodeer, terwyl die platteland is maar net wat hulle is, want dit is al wat daar is. Johan, ek sien Dagbreker sê die volk het 'n uitstekende manier om 'n vergelykings uit te druk. Wanneer oom Piet begin vertel, daar op Mamasbury, daar toe die leeu's nog wild was en nog nie stoepmeubels opgeskeer het nie. Dit is ook 'n manier, maar dit is nou ja, verskillende landstreke het mos nou hulle eie sê dinge. Ek is mal daaroor dat jy sommer net 'n aksent aanneem en hom van 'n kommentaar af kan gooi. Ek dink in sy kop het dit heeltemal anders geklink as wat jy dit nou gelees het, maar is fantasties. Ja, ek uit gepraat van Mamasbury moes ek gesê het, ekskuus, ek het daai ek was te vinnig op myself daar. Ja, maar wel gedaan. Ek wil net gou kyk hierso, dit is nou 'n bietjie van die punt af, maar Becker het daarbo ook gevra. Hy vra wat gebeur met ons Afrikaner films agter ons was uitstekend. Nou moet ek sê ek wou nou nog daarby uitgekom met Johan, dis hoekom ek myself nou in die rede val hierso. Ek moet hom sê, kyk daai agter ons het ek dink dit het ons almal wat die manne agter die skerms ken by Boer Media, dit het ons almal soos trotse ooms laat voel. Jy weet, dis die breinkind van ons kan maar seker noem, Johan, dit is Nerinus van der Ruyst. Hy is Koot se seun en hy het die film gedoen en hy en sy maters het voorgevat met die film en hom so daar jy weet die planke laat sien en ek dink daar lê groot dinge voor vir hom. Vir 'n jong man was dit nou wraggies 'n uitstekende stuk werk. Ek is bly jy het dit gekyk, Bosbeer, en ek hoop ons moedig die ander mense aan wat dit nog nie gekyk het nie om die film ook te gaan kyk. Ja, ek moet sê ek het die jong manne geniet, maar ek was besonder beïndruk deur Koot. Dit was amper asof hy sommer 'n natuurlike toneelspelery in hom gehad het. Ek het dit nou vreeslik geniet, omdat ons ook nou vir Koot al baie jare ken en man, hy was eintlik, ek weet nie as die rol vir hom geskryf of hy vir die rol nie, maar hy was vir my net so natuurlik in daai in die film gewees. En weet jy wat is hartseer? En kom ons kom 'n bietjie by die onderrok van ons volk uit. Ons moet eintlik nou as 'n volk by mekaar kan kom en sê vir 'n ou soos Nerinus sê, weet jy wat? Ons gaan 'n paar rand by mekaar maak en in 'n bussie gooi vir jou om nog 'n film te maak. En ons gaan jou aan die gang kry. Want ongelukkig om films te maak is duur en om 'n inkomste daai te genereer is moeilik. Dis nie asof hy dit vir sterk unicorn kan gee en geld gaan maak nie. Ons weet almal Afrikaans is maar 'n klein markie en mense wat die stories kyk wat ons kyk is nog 'n kleiner deel van daai markie. So vir hom om nou 'n multimiljonêr daai te gaan word is bitter moeilik. Vir hom om 'n lewe daai te maak is moeilik. Maar ek wens so dat almal wat dit gesien het en die potensiaal raak sien in wat hulle daar gedoen het, om alles self te doen man, die regering, die beligting, die hele stuk te skryf en toneel te speel en alles te doen. Dink net wat kan hulle doen as hulle bietjie ondersteuning kry van ons kant af, as hulle hulpbronne kry, as hulle iemand kry wat sê maar hierso is 'n lompsom vir 'n projek, gee vir ons die projek, kom ons maak die film, kom ons kry hom uit. Maar hulle het baie potensiaal uit hom. Johanne, wat dit meer uniek maak, die karakters of die persone wat nou die rolle vertolk is boere, jong mense wat ons raakloop, weet hier op die kultuurakker en ons sien vir hulle daar waar dit saak maak, hoe sê hulle waar die tekkie die teer slaan, jy weet daar waar die kalpoot in die stofpad is, jy weet dis daar waar hulle is en niemand van hulle is formeel opgelei in
toneelspel of videografie of draaiboek skryf of dit is nou 'n regtig rou talent as mens dit so kan uitdruk. Daar's jy weet dis 'n ding wat hulle sommer self gevat en mee gehardloop het. Dit is nie asof dit mense is wat in 'n rigting instudeer en nou dit as 'n taak gedoen het nie. Jy weet dit is almal wat net gesê het soos ons boere ons maar die manier het. Kom ons vat om nou die beeldspraak te gebruik van die os. Kom ons vat die tou en ons lei die spaosse. En ons het nie geduld om te wag vir ander storieetjies nie, ons maak hom nou. Ja. Nee, ek moet sê dit was wel gedaan. Ons het nou nog nie kans gehad om jou baardberaad vir hulle te sê wel gedaan nie. So Nerinus, ek hoop julle kyk so. Ek weet Baas Koot melkkoeie vanaand, so hy sal seker later kyk. Maar hy moet dit geniet daar waar hy besig is. Ja, en jy sê nou hy's nou besig om weer eens te help iewerster met opnames en uitsendings. Hierdie tyd van die aand is hulle nog aan die gang. Hulle sit tot ou nag toe in werk. En ek dink dit is iets anders wat deel is van ons volk is ons bereidwilligheid om hard te werk. Ek het nog bitter min of kom ons wees nou versigtig met wat ons sê. Meeste ouens wat ek ken wat regte boere mense is en veral die vrouens. Kyk, hulle bang nie vir werk nie, hoor. Hulle die hoeveelheid en fisiese werk. Dis iets wat deel is van ons moet dit eintlik doen. As jy 'n boer kry wat nie fisies iets met sy hande doen nie, dan jaag hy net aan. Dan jy gaan sien hy gaan in die moeilikheid kom. Want jy moet eintlik fisies iets werk. Alles dit net tuin maak of alles dit bietjie houtwerk doen of alles dit hy moet iets gaan doen. Dis ook deel van ek weet nie van ons bestaan of ons wese. Johan, ek glimlag nou so met my gryse vader. Hy staan nou ek dink hy het nou al 79 somers. Agter die blad en hy's nou die dag besig om hierso met 'n radkas en 'n elektriese motor 'n ding te bou vir die worsmasjien van die kerk, want hy sê dit irriteer hom as die ou mense van die kerk net die slinger so 5 keer draai en dan is hulle moeg. Nou lag ek want nou weet ek die ou mense wat help by die kerk is 10 jaar sy junior. nou weet dit hom as die ou mense vir die kerk die ding nie kan draai nie. So ek dink jy's maar in jou kop seker net so oud soos wat jy dink jy is. My pa het eendag vir 'n ou wat 10 jaar jonger was, het hy gesê, oom, en na die tyd sê ons vir my, daar is nie so oud, en sê, ja, hy lyk al vreeslik. Ja, maar ek dink dit is daai aanhou werk wat 'n ou so jonk hou. Jy weet die ou kerel het nou nog hy het vandag die baalmasjien uitgetrek want die baalmasjien moet nou alles moet nou oorgekyk word en die laars en alles moet nou nagegaan word dat die ding nou reg is vir die seisoen en dis nou nadat hy die snymasjien gedoen het en die trekker het loop staan so hy die ding se hele stuurkolom uitgewerk, jy weet. As daar nie werk is, ja, dan haal hy ding uitmekaar uit en hy sit hom aan mekaar net sodat hy seker is die ding bly nog aanwerk, jy weet, maar soos jy sê, daai bereidwilligheid om te werk en om nie op te hou werk nie. Jy weet dit is so baie of ek wil nie sê baie mense nie want ek dink dit is vir ons volk amper 'n straf of die meeste mense wat ek ken om nou te dink dat ek gaan nou aftree en dan gaan ek nou in 'n ouete huis sit en dan jy weet die meeste mense of ou mense wat ek ken wat ek myself mee omring sal dood is as dit met hulle moet gebeur. Ja, en dis nie ding wat ons groot geword het nie. Kyk, die mense wat ouete huis toe gegaan het, was mense wat nie meer kon nie. So jy het nie afgetree en ouete huis toe gegaan nie. Ja, was nie so iets gewees nie. Dit is eers as jy, ek wil amper sê, op 'n ouderdom kom waar jy verswak is en nie meer op jou eie kan aangaan nie, wat mense ouete huis toe gegaan het. Maar die idee om af te tree en dan in die ouete huis te gaan sit en niks doen nie, was iets wat ons nie geken het. Ek meen my ouma ek dink sy was diep in die 80s, selfs al vroeg 90s toe sy eers ouete huis toe is.
en sy het op daai stadium nog vrou alleen geboek. Nou kan jy vir jouself dink, so dit was nie 'n doelwit of iets in die beplanning om af te tree nie. Dit was nie iets wat, ek wil amper sê, ons mee groot geword het nie. Totdat hulle nou op so ouderdom gekom het, dat hulle nie meer self kon nie, en dan het hulle gekyk nou na, sê boerie, bring vir jou baas biltong, en syne is op. So dit is ook iets wat, soos jy sê, dit hou aan tot op die einde. Ja, ek moet sê, Johan Boerie het nou opgeklim, hy het nou hier onder die stoel gelê, nou het hy kom ook, hy kan maar naam sê naam vir die mense, Boerie. Maar ja, dit is as gevolg van Boerie dat die biltong op is. Jy weet so, hy hou dan van sy ou biltongkie en sy bederfie, en nogal snaaks, Johan, ek het nou dit nou nie hier geplaas nie, ek het nou die laaste paar kere so van Boerie op patrollie geplaas, maar kyk, die brak as jy hom hier by die huis sit, dan lê jy onder 'n boom en wag, weet 'n regtig goeie waghond, en hy lê en slaap, en jy kan oor hom trap, en hy word nie wakker nie, maar as ons patrollie gaan ry 1:00 die môre, dan sit hy nog penorent in die bakkie, en kyk rond, hy slaap nie, hy lê nie, as ons patrollie ry, is hy heeltyd, jy weet, is hy heeltyd wakker, en hy kyk wat hom aangaan, so ek dink ek het self ou Boerie se nering gekry, jy weet, dis nou die ander ding van ons boerevolk, soos die honde, jy weet, as ons iets kry wat ons geniet, dan doen ons dit met ekstra ywer. Die ander goed wat hulle vir ons maak doen, het ons nie altyd noodwendig so lief voor nie. Nee, kyk, ons het 'n donkie streek in ons, moenie 'n fout maak nie. Ons het 'n moetswillige streep in ons. As jy ons maak 'n ding doen wat ons nie wil doen nie, dan kan ons redelik kreatief raak om maniere te kry hoe om dit nie te doen nie, om dit baie stadig te doen of om baie sleg te doen, dat jy ons nie weer moet vra nie. Maar ja, jy sukkel met 'n boer as hy hart nie in 'n ding is nie. Hy gee nie sy alles hier hoor. Ek sien nou Gideon van Deventer sê, hy kan dit nie glo nie, vanaand loop alles so stroop. Laaste 3 uitsendings kon hy nie luister nie, want die internet goggas het veroorsaak dat die internet aan sy kant vasgehak het. Ja, Gideon, man, ons het so Oom Gideon vir jou. So is dit oom Gideon. As hy dankie Johan. Laat ek nou nie uitgetrap word nie. Maar ja, hier by ons was die probleem gewees. Ons het internet sagte ware gebruik wat die ding na 'n klomp plekke toe gelyk uitgesaai het, en die ding het bly hak, en ons het nou besluit, nee wat, ons gaan nou ons nie verder laat rondneek deur die ding nie, en ons gaan nou net op YouTube direk uitsaai, en ons sal die goed na die tyd op die ander goed uitsaai, so ek dink dit het 'n groot invloed op hoe die dinge loop. Gesels gerus, Johanna, gee my kans om kommentaar te lees. Ja, ek is bly om Gideon is hierso. Natuurlik almal wat nou vir hom Gideon ken met projek Nehemia daar in Welkomse wêreld in die Goudvelde. Hulle woel ook daar, hulle maak mooi goede daar. En ek dink terwyl ek nou van hom Gideon praat, dis ook 'n iets van ons boere wat ek mee groot geword het, is daar so omgee in ons. En jy hou nie daarvan as jou buurman swaar kry nie. Jy hou nie van swaar kry nie. Weet ons het maar groot geword met daar was jy weet goed wat gebeur het met mense, en dan het jy gehelp. Dit was nie of jy gehelp het nie, almal het gehelp, elkeen volgens wat hy kon bekostig, en dit is iets wat vir my ook die laaste ruk skaars word. Miskien omdat baie mense self weet tekort het of self swaar kry. Maar as jy gaan kyk alwen, jy weet, na die Anglo-Boereoorlog, in die Groot Depressie, dit was een van die eienskappe wat gemaak het dat ons daarom weer op ons voete kon kom, is die bereidwilligheid van mense om die bietjie wat lê te deel. Daar is ongelukkig weer eens 'n groepie wat die bietjie wat ons het, wat ons wil deel, wil steel. Dit is ook in ons volk, en jy kry dit is ook deel van die gesprek. Maar ek dink tog die groter deel van ons mense het die fasiliteit of die behoefte om te kan omgee. En ek dink daai omgee sien jy soveel keer in, ek wil amper sê in die boerdery, veral wanneer dit by diere kom. Ons is dieremense. Ons is lief vir diere, ons is lief vir die natuur, ons is lief om
'n plant groot te maak of om iets te red of om iets gesond te maak of om iets te help of om 'n ding groot te maak. Jy weet die ou plase was dis Hans Lammers en dis 'n Max Steenbok en dis 'n Mac Haas en jy weet al die goedjies wat hulle optel en heel maak en beentjies wat af is wat hulle spalk en dis 'n mooi deel van ons volk. So ek dink dit is ook 'n geheim as jy met ons volk wil werk om te weet. En soos ek sê, baie mense misbruik dit, maar dit is ook deel van wie ons is. Johan, ja, ekskuus, oom Gideon het nou, ek dink sy gebruikersnaam is gewoonlik het nie iets met Nehemia te doen. So daarmee ken ek hom. Ek het nou nie geweet dis dieselfde oom nie, want die gebruikersnaam is nou. Ek hoop dit ook. So ek glo dit is seker daarom hy, maar hy kan gerus antwoord en laat weet, want dit is dalk hoekom ek nou deur mekaar was en nou nie geweet dit is ons oom Gideon nie. Ja. Johan, maar dis 'n interessante ding wat jy nou sê. Ek dink een van die karaktereienskappe is juis daai vingers in die grond. Jy weet, selfs as 'n ou in die dorp is of hy's of op 'n klein hoewe op 'n plaas, daar's op 'n manier het hy vingers in die grond. As hy in die dorp is, het hy vrugtebome en groentebeddings en die tipe goed en jy weet jy sukkel om die grond uit ons uithaal. Ja, daar's 'n nou verbintenis met dit en ek dink ek het eendag in 'n gesprek ek kan nou nie onthou hoe die storie geloop nie. Maar wat een van die Amerikaners opgelet het dat met die baie Suid-Afrikaners, jy weet ek dink ons arbeid het nou nog gepraat van jy weet ons werksetiek en die Amerikaners sien dit raak, ons weet hoe gesog is ons mense in Amerika op hierdie stadium met die werk wat hulle daar doen, maar dat hulle opgemerk het dat ons anders met die diere werk as wat hulle byvoorbeeld werk. Jy weet ons alhoewel ook, ek weet as 'n ou nou iemand nou al met 'n steeksbeesende druk gaan gesukkel het en goed moes laai en as jy daai Brahman of Brahman-agtige koei se nek so in die kopklamp vasdruk en hy kniegies knak so. Die meeste van die boere sal nou verstaan waarvan ek praat, want dit is mos daai Brahman geaardheid en dan weet jy vandag gaan 'n lang dag wees. Maar jy weet dit nou ten spyt het is ons manier van werk met 'n dier jy weet nie net sommer hardhandig nie. Jy weet ons werk mooi met diere so ver as wat ons kan. Jy weet en ons sou ook sien hierdie ander nasies wat ons self mee omring. Jy weet daar's maar net 'n ander manier hoe daar met diere gewerk word as wat ons met diere werk. Ja, definitief. Ek dink daai Brahman storie moet jy nou lees. Die moeilikheid met die Brahman en dan die kort die meer en dan die haastigheid saam met dit en dan die feit dat jy die ding reguit sê, dan word dit 'n goeie storie om later te vertel. Jy weet die goed pas in die groter prentjie. Maar nee, ons het hierdie ek wil amper sê voorliefde vir diere. Ek sal nooit vergeet nie, ons is eendag daar by Kimberley by die veiling en so is toe nou iemand van een of ander groen federasie of ek weet nie wat se storie nie en die oom op 'n stadium wil hy die skape draai en hy gryp een aan die agterpoot en hy trek hom dat hy laat die skaap draai en die persoon sê toe maar nee, jy moet hom nie aan sy agterpoot gryp nie, jy moet hom nou om die nek gryp en draai of iets, maar dit was 'n absurde voorstel gewees. En daai oom haak af en hy gryp baie een om die nek. Hy sê, is dit vir jou lekker? Johan, dit is nou vir my, daai ouens wat daai voorstelle maak, is iemand wat nog nooit self met 'n dier gewerk het nie. Ek dink ek kan nie onthou of ek die storie al vertel het nie. Maar ek het op 'n stadium toe ons die melkery gehad het, nou koop ons 'n jong vers wat net klaar gekalf het. Nou is hy deel van die span, maar nou ons het nou nie 'n groot melkery nie, maar 2-punt stelsel, maar jy weet dit hou nogal redelik besig en jy moet in die oggend is jy nou al 4 uur begin die masjien loop, dan was jy nou al in die stal en alles is reg en dan as dit klaar is, dan gaan jou dag aan tot vanaand wat jy weer in die stal is, so dis lang daar. En jy kry 'n spuitstof wat jy 'n koei span as hy baie gespanne is net om te ontspan. En hierdie vers as ek
koei baie op haar senuwees is, dan sak sy nie. Dan kry jy haar nie gemelk nie. Maar dis nie goed nie, want dan kry sy weer mastitis en daar's ander probleme. Nou gaan ek veearts toe, en die veearts wat ek gewoonlik na toe gaan, is nie daar nie, en ek gaan na 'n ander veearts toe wat na die tannie se hondjies en katjies kyk, en ek vra, kan hy nie vir my die spuitstof gee nie, en hy vra, wat is die probleem, en ek sê, die koei. En hy sê, nee, maar ek moet nou die koei, nou waar hulle by die stal instap, moet ek nou hier kos gee, en dan moet ek haar nou daar melk, en elke dag so 'n treetjie verder, en goed, en dan toe ek nou hom ook amper aan sy keel gegryp en gevra wat lekker is, gevra of hy nou dink dat dit nou die enigste koetjie is wat ek melk, en of ek nou heeldag tyd het om die een koe te melk. Jy weet, noodloos om te sê, die veearts het nie gehou van my antwoord aan hom nie, en ek het toe nou nie die spuitstof by hom gekry nie, en maar daarna was ek nooit weer by die veearts nie, toe het ek maar by 'n ander veearts gegaan wat 'n ding maar reguit sê en pad langs loop, en wat ook as ek met hom reguit praat, dit ook nie te persoonlik vat nie. Maar ja, dis natuurlik 'n ander geheimpie van ons boervolk, is jy vertel ons nie. Jy vertel dit boer niks nie. Nee, jy doen nie. Jy kan raad gee, en jy kan advies gee, en jy kan 'n opinie hê, en jy kan 'n vraag vra, maar jy vertel ons nie. Jy vertel ons nie van hoe om 'n koetjie een treetjie 'n dag te vat, en jy vertel ons nie ook nie hoe om ons goed te doen nie. Dis ek het 'n plan, en as my plan 'n slegte plan is, sal ek die verantwoordelikheid vat vir hom, maar dis my plan, jy gaan my nie vertel nie. Ons is redelik ons kan soms nie toeganklik wees vir nuwe idees nie. Kom ons sê dit nou diplomaties, nê. Ons is maar hardkoppig, en op die einde van die dag het ek nou al gesien, om een ding daar's 50 maniere om 'n ding te doen, en elkeen van ons het 'n ander manier. Party sin is beter as ander, party sin is vinniger, ander is goedkoper, maar elke ou het nou maar sy manier hoe hy dit wil doen, en jy vertel hom nie. As hy self besluit, sy manier is nie goed genoeg nie, en hy soek 'n ander manier, dan kan jy nou vir hom raad gee. Maar as hy besig is om dit te doen, gaan nie help jy praat nie. Ek lees nou hier van Frik, maar nou weet ek nie van wie praat hy nou so lekker nie. Hy sê, die meer van die Italianer, ek kan dit nogal sien, hy sê romanties soos 'n Fransman, daar verloor hy my heeltemal. En ander identiteite van ander volume is in ons, so dit maak ons uniek, 'n bietjie van alles. Ja nee, dis nou waar, ons is 'n samevoeging van 'n klomp goed, maar ek weet nie, daai romantiek, ek weet nie, ek en die meeste ouers wat ek mee ken, is nou nie die mees romantiese wesens wat daar bestaan nie. Ja, ek probeer nou sit en dink aan die spul Europeërs, watter is nou die minste romanties? Nou, jy weet, ons is veronderstel om, ek wil amper sê, die presiesheid of die intellek van die Duitsers te hê, en die flamboyante kant van die Franse, wat ook al, maar ek vermoed sommiges van ons het die romantse van 'n Duitser wat so half koud en kil en bot is, en die tegniese kant van die Franse wat eintlik maar nie bekend is daarvoor nie. So ek dink iewerster by party van ons het daai goed bietjie deurmekaar geraak ook. Maar ja, ons is 'n baster Europese volk, en ons het daai genetika van die Franse en die Duitsers en die Hollanders en selfs die Engelse en Skotte en Ire. So daai goed slaan maar deur. Dit is definitief so. Ja nee, maar dis nou my vrou Johan, sy het nou 'n klompie jare terug, toe sy nou met hierdie storie gekom dat ek nou nie genoeg vir haar sê ek's lief vir haar nie. Toe sê ek vir maar ek het jou mos gesê, en ek sal jou sê as dit verander. Jy weet so, ek ek verstaan nie die gekarring as ek mos nou gesê dis so nie. Nou jy's nou op daai selfde ding wat hulle sê van die ou wat hy moes ook iets regmaak, toe sê hy vir sy vrou, ja, maar is ook nie nodig om my elke 6 maande te herinner daarvan nie. Ek sal daarby uitkom as ek kans kry. Ja, dis hoekom ek sê, as dinge verander, as sal ek jou laat weet, maar terwyl dit mos nou dieselfde is mos nou dieselfde. Is nou nie nodig om te karring met 'n ding nie. Ja, Becker sê, of Bosbeer sê, sy familie is Duits, Frans, Holland, Skandinavies, Iers. Hy sê, glo my vrou, stamvaders was maar rof en moeilikheidmakers. Maar ja, dit is mos maar so, Johan, ek dink ons het daai streep in ons, en
ek dink het ons nie daai streep, kom ons noem dit nou maar 'n harregat streep. Ek weet nie hoe om dit nou mooier diplomaties te sê nie. Maar ek dink het ons nie daai streep in ons gehad nie, dan sou ons nie in Afrika geoorleef het vir die laaste 300 plus jaar nie. Nee, albei toe begin praat, toe kom die woord oorlewing by my op. Weet, van Europa se dae, moes ons eintlik maar baie van hulle was of as gevolg van finansiële oorlewing of fisiese oorlewing as gevolg van geloof, wat hiernatoe gekom het uit die Kaap uit, dan was dit die Hollanders en dan was dit die Engelse en toe die binneland in weer eens eintlik maar oorlewingsstryd gevoer. En in dit moet jy gehard geword. Jou voorouers, as jy gaan kyk 2, 3, 4 generasies terug, waardeur hulle gegaan het. Dit was verskriklike geharde mense. Hulle moes oorleef en hulle het met die minimum oorleef. En ek dink tog dit doen iets aan die manier waarop jy lewe, die manier waarop jy na goed kyk, die manier waarop jy praat. En dit is in daai huise wat ons groot geword het. So die woordjies wat jy gebruik om my seer te maak, maak my nie seer nie, want weet jy wat, daar's regte probleme daar buite, soos byvoorbeeld goed wat jou wil doodmaak, of 'n droogte, of jy hoor wat ek sê, iets wat 'n fisiese bedreiging is vir jou. Dit is iets anderster as woordjies. En ek dink ons is, jy kan dit seker maar in 'n sekere sin dalk selfs beskou as primitief, want ons het nou nog nie, jy weet, ontwikkel om geafronteer te word, te wees deur woordjies nie, maar op die einde van die dag, is ek van die opinie dat ons uit 'n baie geharde omgewing of 'n tydperk gekom het met mense wat moes oorleef, en ons het daai karakter nog steeds. En ons gaan bly oorleef. Dis die ander ding. Jy weet, Langehoven het dit ook gesê, as jy dink nou jy die leier tot niet gemaak en dan spring daar nog 2 leiers op en elkeen sy eie komando en hulle gaan weer daai kant. En in dit het ons oorleef. En ek meen grootendeels as gevolg van die Vader se genade, daai, ek wil amper sê, geestelike afhanklikheid van ons met ou nie die oog uit verloor nie. Maar ek dink tog 'n deel van dit manifesteer in ons karakter. Jy gaan ons nie tot niet maak nie, jy gaan ons nie stil kry nie, jy gaan ons nie wegkry nie, jy gaan ons nie bang kry nie. So deel met dit. Hier is ons, en ons sê nog steeds 'n ding reguit, jy hoor dit dalk net nie, en ons is nog steeds hierso besig om hard te werk, en ons het nog steeds net 'n kortie meer, maar dis hoe ons gaan oorleef. Johan, en een van die goed wat nou nogal vir my lekker is van ons mense, maar dit is iets wat ek dink 'n bietjie aan die uitsterf is grootliks, is nou hierdie bynaamgeery. Of dan ook om jy weet, behalwe vir byname vir onsself, jy weet die ouens het mos nou altyd byname vir onsself, maar dan hierdie ander vreemde ouens wat hier oor ons aangestel word en nou hier aankom, dan noem ons hom sommer nou wat nou lekker op die Afrikaanse oorklink. Jy weet nou, ek praat baie keer van Sisa Polisie, van die ouens wat nou so die rugby kyk en dan weet niemand van wie ek praat en dan is dit nou vir my nou, dink ek, dit behoort nou redelik voor die hand liggend te wees. Jy weet maar, dit is nou soos die boere wat destyds vir generaal Redvers Boeler het hulle die rooiversbul genoem. Jy weet, en so het hulle 'n bynaam vir elkeen gehad. Ek dink dit is nou nogal een van die mooi goed van ons wat 'n bietjie aan die uitsterf is. Kyk, 'n groot deel van die bynaam stories was die familiename. Want jy het nou die van 'n Merwes gehad, nou die Skalk Willems. Jy weet, almal wil nou ook nou die oorspronklike Skalk Willem wees, of hoe kan ek sê, die name word moes nou maar erwin, want dis Skalk Willem en dan moet daar nou weer, en dan moet klein Skalk Willem, en later het jy nou ou Skalk Willem, 'n groot Skalk Willem, lang Skalk Willem en dwars Skalk Willem, en uit dit om te onderskei van watter een jy praat, dink ek het die behoefte vir byname ontstaan, of ek wil amper sê die noodsaaklikheid vir byname ontstaan, want jy weet nie van wat een praat die mense nie. En dan soos jy tereg opmerk, 'n rooi versbil, dit is 'n manier, ek dink, om humor te gebruik. Natuurlik ook 'n deel van ons volk se kultuur is om tragiese goed met humor te versier. En baie mense vind dit onvanpas en onsmaaklik,
En ek self het al 'n tydjie gedink, Hugh Carrolls, dis bietjie vinnig en dis bietjie rof, maar dit is in 'n sekere sin 'n manier vir ons om daarmee te, jy weet, om dit te verwerk. Is om humor te gebruik. Ek het 'n interessante video gelees. Nou ek weet nie of ek met die ou se teorie saamstem nie. Jy kan my dalk nou sê wat dink jy daarvan? Hy het humor, ek kan amper sê in 3 vlakke ingedeel. Jy weet jy het 'n tipe van 'n laer vlak humor wat eintlik net maar ek wil nie sê bar nie, maar jy weet 'n lae vlak humor, dan het jy nou 'n gemiddelde humor en dan het jy nou jou intellektuele humor. En klaarblyklik volgens sy teorie, lae intelligensie mense lag vir lae vlak humor. Hulle verstaan nie middelvlak humor nie, so hulle lag nie daarvoor nie en hulle verstaan ook glad nie hoë vlak humor nie. Dan jou middelste vlak lag nie vir jou lae vlak humor nie, want hulle is bang jy verwar hulle met iemand wat lae vlak humor. So hulle is bang, hulle word geassosieer met 'n laer intellek. So hulle lag eintlik net vir middelklas en vir 'n tipe van 'n hoë, wanneer hulle dit kan verstaan. Maar interessant genoeg, die ouens wat 'n hoë intelligensie het, lag vir al die soorte humor. Hulle gee nie om of jy dink hulle is simpel omdat hulle lag vir iets wat snaaks is wat in die laer. So dis 'n teorie wat hou het, maar ek weet nou nie of ek heeltemal saamstem met dit nie. Ja, dis nou nogal interessant, Johan, maar so gepraat van humor. Ek wil dan nou net sê, ek het nou amper hierso gelag, want kyk nou daarso. Daar lig hy nou die koppie, maar mense kan sien ons ry nie patrollie nie, want hy het nou amper van die stoel afgedeek, soos hy so aan die slaap geraak het op die stoel. Mense kan sien hy ry nie patrollie nie, hierdie Baardberaad is vir hom 'n redelike vervelige affære. Hy hou nou nie heeltemal, ou boerie hou nou nie heeltemal by nie, maar ja, dis nou, ja, miskien, ek dink hy dalk 'n punt weet, maar ek dink ook nou nie. Maar soos met alle teorieë kan ou seker nou nie 'n reguitstreep altyd trek nie. Hy's maar so bietjie skynserig, maar miskien is hy reg. Ek wou nou net hier gesê het van waar het ek dit gelees, want dit was nou vir my snaakse dagbreker. Wat sê op skool het ons 3 broers gehad wat al 3 voorspelers was. Hulle bynaam op die rugbyveld was Brood. Ja, ek weet nie, by ons het ons 'n paar brode wat ook rondloop en dan nou Brood Oberholzer wat hier vir Transvaal gespeel het natuurlik ook. Maar ja, terug by die storie. Hulle was Brood, Ban en Krummels. Hy sê Krummels het later sy naam teruggekry en Ban het bees geword, sê hy. Maar dit is nou nogal, dit laat my nou dink, toe ek in die weermag was, toe was daai een van die PF's, weet nou die PF's dit was nou maar die bynaam wat hulle genoem is, dis nou die ouens wat in permanente diens was, jy weet, Permanent Force, was die PF vandaan gekom, almal het gepraat van die PF's, en dan, ons was NDP's, jy weet, nasionale dienspligtiges, maar een van die PF's sersante, sy pa was ook in die weermag, en sy pa se bynaam was Trommel. Nou, as iemand in die weermag was, dan is 'n trommel, almal weet jy word uitgereik met 'n trommel, so dis nou 'n aangename ding, en toe die ou nou gebore word, toe is hy nou Trommeltjie. En so het hy nou groot geword, en nou Trommeltjie is nou naderhand sersant, en terwyl ons nou in die weermag was, toe word Trommeltjie pa, en toe doop die ouens sy seun Toolbox. Maar ou Trommeltjie was nou nie baie in sy skik gewees, dat ons die Lighty nou Toolbox noem nie, maar dit was nogal heel snaaks geweest. Ja, seker beter as kosblik of so iets. Wat is nog 'n klein trommeltjie? Ja. Kom ons kyk dit gou hierso. Bosbeer sê Johan, ek is seker as daai knap geld nodig het om nog sulke films te maak. Jy kan die hele regte Suid-Afrikaanse geskiedenis dek, ons helde ensovoorts. Ja, ek dink Bosbeer, ek dink Marinus het seker, hy het nou maar sy tone nat gemaak. Ek dink hy het nou gekyk en ek dink na hierdie sukses is ek seker hy sou daar befondsing wees, sou hy groter projekte aanpak, vermoed ek. Ek dink Johan, dit is nou maar 'n geldstorie, jy weet, jy moet jy het geld nodig om die dinge op die planke te sit. Jy weet, jy kan nie geld maak met 'n ding as jy nie geld het om mee te begin nie. Jy weet, so in die filmbedryf nie.
Ja. Ja, ons kan altyd die uitdaging hier op Baardberaad gooi. Ons het kreatiewe kykers om idees te stuur vir kortfilms of nie idees nie, draaiboek. Skryf 'n 10 minute draaiboek en stuur hom, daar is 'n e-posadres, stuur hom vir Boer Media en jy weet as dit iets is wat gewoonlik kyk mense na ek wil amper sê maklike 'n storie wat in 'n vertrek afspeel wat woordryk is met baie karakters is goedkoop. Want jy het net een vertrek en een stel nodig en een stel klere en almal moet net hulle woorde ken. Die oomblik as jy begin buitekant toe beweeg en jy begin 'n klomp goed inkry en jy het verskillende plekke waar jy moet afneem, word dit al duurder. So miskien moet jy 'n uitdaging uitsit vir die ouens om te sê maar jy weet stuur 'n draaiboek in vir 10 minute wat in een vertrek afspeel met 3 of 4 akteurs en ons sal dit maak. Ons verwerk hom. Ek is seker Nerine sal instaan vir so 'n uitdaging. Ek praat nou 'n bietjie namens hom, maar hy's 'n bok vir sport. Jy weet as daar dalk iets hier uitkom dan kan mense dit maak en sien hoe dit gaan. As hy Nerinus, daar gee ons jou volgende opdrag sommer so vanaand hier op Baardberaad, maar dis 'n jong man wat nie bang is vir uitdagings nie en jy weet lus is om die ding te vat, maar ek dink dit moet iets wees wat soos ek van Nerinus kende, hy moet tog 'n volksinslag op 'n manier hê of iets sê van ons volk. Johan, maar ek weet daar's mos so 'n ander ding wat ook mos 'n draaiboek wat nou wag wat Nerinus ook moet doen. Van die oomie op die plaas, ek onthou so 'n draaiboek wat ek gelees het op 'n stadium, so ek wonder of hy al op Nerinus se tafel beland het. Ja, hy's nog 'n bietjie woordryk. Daar's nou baie beskeie. Ek dink dink dit sal ook goed werk. Ek dink nou dat Nerinus gewys het hy kan nou gaan ons planne vir Nerinus nie opraak nie. Ons moet nou nog net 'n manier kry om 'n paar kitsbanke of iets minder te maak. Ekskuus, daar val ou Boerie af, maar eers met sy plat bekkie teen die lesenaar, so sy bek is nou nog 'n paar duim platter en toe tref hy die grond. Nou kan hy nie verstaan wat het gebeur dat 'n ou nou so wakker word nie. Ek sal volgende keer by die kamera op Boerie sit dat die mense kan deel in die pret. Ja, dis nou die onderskeid tussen die lekker lag en die omgee vir diere wat daar inkom, né? Ja, nee, maar hy is nou baie gehard. Ek het nogal nou die dag ons het nou gepraat daar van Johan oor die water van Amerika. Ek het nogal juist so gesprek tussen hom en 'n professor of 'n ding Huberman geluister wat nou praat van hierdie brakke met die kort bekke dat hulle baie minder sensories is in die gesig. Dat hulle ruik sleg, maar hulle is ook nie, jy weet jy kan hom maar gryp in die bek en te kere gaan hy voel nie veel vir enigiets in die bek nie, so dit was nou 'n interessante ding, so ek dink nie Boerie het 'n seer gekry as ek nou daai slim ouens se gesprek geluister het nie, dan kan dit nou net vir my snaaks wees en nie net snaaks en tragies nie. Ja, dis natuurlik, jy weet ons hoe beter vriende jy is met iemand, hoe dan word daai kwessie van as iemand val, dan lag jy eers en help hom dan op. En dis ook maar ek wil amper sê 'n kompliment. Wanneer iemand val en jy lag eers en help hom dan op. In 'n vreemde manier dui dit aan op 'n nabyheid of 'n band. Want jy weet die ou kan dit vat. So nee, jy skud jou kop. Nee, ek lag vir vreemde mense wat val ook hoor ek hulle help, Jan. So ek weet nie of ek dit verkeerd of het nie, maar nee, wat snaaks is snaaks. Ou kom ons nie lag en help gelyk nie. Ja, maar kyk, ons sit met 'n interessante dilemma hier met jou, want ons het 'n boerekultuur en ons het 'n brandweerkultuur wat ook net so dalk so 'n bietjie oorvleuel meestal, maar ek dink daar's so 'n paar kante wat so 'n bietjie verder uitsteek. So ons moet dit net maak. Ja, ek moet dan sê ek sal nie al die brandweermanne die skuld gee nie. Party is dan nie heeltemal soos ek nie, maar wat snaaks is snaaks. Johan, maar ons staan ook al weer
entjie oor 'n uur, so ek wil vir jou sê baie dankie vir die saamgesels vanaand. Ek dink dit was 'n lekker program. Ten spyte dat ons onderwerp hier op nommer 99 gekry het, dink ek was 'n lekker geselsonderwerp en ek wil dankie sê vir almal wat saamgesels het. Dit het gehelp om die gesprek in die gang te hou en dit is altyd lekker as die mense saamgesels en lekker interaksie tussen ons en die Baardberaad kykers is, dan maak dit 'n program sommer lekker want hulle sê weer goed wat ou self nie aangedink het nie en ek het nou vanaand, ek moet sê, Dagbrekers se storie oor brood, ban en krummels, dink ek dit het nou die koek gevat vir vanaand, so ek het dit nou verskriklik baie geniet. Ja, ek dink so in lyn met die tema van die aand oor boeregeheim. Ek dink die grootste geheim is ons is hier. En jy weet, ek dink baie mense vergeet dit, baie mense sien dit nie meer raak nie. Ek dink baie mense wil dit moet so wees nie. Maar die groot geheim is ons is hier. En ons gaan nog lank hier wees. En maar moet dit nou net nie vir almal vertel nie. Dit is maar ons geheim daai. En soos jy sê, dankie vir almal wat saam gekuier het. Ons wag vir daai manuskripte of draaiboeke. En alwen altyd lekker om saam met jou te kuier hier. Dit moet 'n mooi week hê. Ja, sê en kry ek so lekker verrassing hier op die einde van die program. Daar's 'n man wat ook saam daar in die donker Kongo saamgewerk het. So lekker om te sien. Hulle kyk ook Baardberaad. So van my kant af is dit dan maar soos ouer gewoonte weer. Alles van die beeste grond op die plaas.